Nee, skree my hart, dit kan nie wees nie. Styf skop my voete teen dit wat nou gebeur. Opstandig dink ek aan hoe dit daarom nie regverdig is nie. En fronsend stoei ek met die lewe. En dan bind opstand en onaanvaarding en ongeluk al stywe kloue om my hart, my verstand, my menswees. Want ek begin vra, hoekom ek, hoekom weer, hoekom nou? En dit bly onbeantwoorde vrae. Ek is seker, jy het ook al so gevoel. Nie verstaan waarom sekere dinge gebeur en die lewe so is nie. Ja, ongeluk, onsekerheid, ongemak, ontevredenheid, is alles dinge wat so half onverdiend na ons toe kom en ons vashou in 'n kou. Soms moet ons natuurlik dinge wat binne ons vermoë en bereik is verander om ons ongeluk weg te neem. Maar heel dikwels gebeur daar dinge met my en jou waaroor ons geen beheer het nie. Die ekonomie sneuwel, ons kry finansiëel swaar, pryse gaan op, werksomstandighede is nie ideaal nie. Ons word benadeel, ons of geliefdes word siek. Ons verloor iets wat vir ons baie kosbaar is. Ons is seer, ons verlang, en ons het dalk permanente pyn. Ja, ons het nie altyd beheer oor wat met ons gebeur nie, maar ons kan kies om die nagwolk wat oor ons hang, oor die realiteite waaroor ons nie beheer het nie, met die hulp van die Gees te aanvaar. En te weet, dit is nou die harde realiteit, en ek kan niks daaraan doen nie. Dit kan nie verander nie, maar ek kan saam met die Gees anders dink, anders voel. En wanneer ons dit besef, dan gebeur daar iets. Ons sou op vra en bid vir die genade om dit te hanteer. En sodra ons dit doen, mors ons nie meer energie deur te stry teen die onveranderlike feite nie. Maar ek kan my energie kanaliseer na iets wat positief is. Doelbewus raak sien wat ten spyte van alles wel nog reg en nog goed is. Ek kan kies om deur die nagnevels te kyk en te weet, ook dit sal verbygaan. Ook hierdie donker gaan weer lig bring. Lig in die vorm van 'n uitkoms, insig, groter geloof, beter verhoudings, groei. Aanvaarding beteken nie jy stem saam, jy hou daarvan of dis lekker nie. Dit beteken egter jy kan, midde in wat ook al met jou gebeur, vrede beleef. Vrede in die wete dat hy by jou is. Vandag bid ek jou Romeine 15 vers 13 toe. Ek bid dat die God wat aan ons, aan jou, 'n toekomsverwagting gee, deur jou geloof jou lewe met blydskap en vrede sal vul. Kom ons bid. Here, dit is regtig nie altyd maklik om te aanvaar nie, maar ek weet U is daar. En ek weet dat daar niks is wat U en ek saam nie kan hanteer nie. Vandag hou ek net daaraan vas. Amen.